Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te kan wees. Ons is tans besig met hierdie baie besondere reeksie wat handel oor verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. En is die gebed van my hart dat die Here vir ons ook by hierdie tweede boodskap met wysheid sal bekragtig om 'n beter verstaan te kry van waar verhoudingsprobleme vandaan kom en ook wat die Bybelse oplossings is daarvoor. Nou kom ons doen 'n kort gebed saam en dan kom ons by die tweede boodskap uit in hierdie reeks. Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid waar ons u woord kan open en daaruit kan lees. Is die gebed van my hart dat u vir ons genade sal skenk om te verstaan dit wat ons lees en dan ook toe te pas, sodat ons u kan verheerlik. Ons wil vra, spreek Here, want u dienskneg en u diens mag luister. Dit alles vir u eer, vir die uitbreiding van u koninkryk en die verheerliking van u naam. Amen. Nou vriende, ons het gister so 'n bietjie stil gestaan by die skepping van Adam en Eva, waar die Here hulle geskaap het, en as u wonder, is dit 'n Bybelse gedagte, dan kan ek vir u maar terugvat na hierdie baie besondere waarhede in Genesis die 1ste, 2de en 3de hoofstuk, en hoe die Here Jesus dan ook in Matteus 19 daarna verwys. U sal onthou op 'n stadium met die Fariseërs die Here versoek en vir hom gesê, is dit 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Nou wat ek vir u daardeur wil sê is, dat die Here die man en die vrou geskaap het in die tuin van Eden. Hulle was in volkome harmonie met God, hulle was in perfekte omstandighede, hulle was sondeloos, daar was geen skeiding, geen verhoudingsprobleme nie, en die Bybel sê vir ons, die Here het hulle ook in 'n absolute unieke en sondelose, 'n volmaakte paradys geplaas, die tuin van Eden, soos die Bybel dit noem. Ons lees dat hulle die opdrag gekry het om te vermeerder, die tuin te bewerk en te bewaak, en dan lees ons in Genesis 3, hoe die ou sielevyand, die duiwel, in die vorm van 'n slang gekom het, en dan ook vir Eva mislei het, en later vir Adam, toe hy net die vrug geëet het, wat sy vrou geëet het, en ewe skielik, deur die sonde wat hulle gedoen het, die ongehoorsaamheid aan God, het dan hierdie verhoudingsprobleme ontstaan. In eerste plek, die verhouding met God is verbreek, en dan ook hulle verhouding met mekaar het skade gelei. Ons lees van die eerste 2 seuns wat gebore is in Genesis 4, Kain en Abel, en ons lees hoe Kain vir Abel doodgeslaan het, omdat hy jaloers was op sy broer. So verhoudingsprobleme is deel van ons lewe. Die rede, omdat sonde deel is van ons lewe. En ons hoef nie na filosofe te luister nie, ons hoef nie sielkundiges se idees of gedagtes oor sonde en probleme en verhoudinge te probeer verstaan nie, want u sien, die meeste mense probeer eintlik vir jou 'n verskoning soek vir jou optrede, in plaas van om vir jou oplossing te gee. Dikwels sal jy hoor, jy het dit gedoen omdat daardie een dit aan jou gedoen het. En dis nie 'n Bybelse beginsel nie. Ek gaan u probeer vanuit die skrif begelei oor wat is die probleem en wat is die Bybelse oplossing daarvoor. Nou vriende, ons praat in hierdie kosbare reeksie dan juis oor die gedagte van verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Nou as ons gaan kyk na hierdie verhoudingsprobleme, dan praat die slim en geleerde manne maar van die 3 A's in gebroke verhoudinge. En hierdie 3 A's staan bekend as anonimiteit, amoraliteit en alienasie. En ons gaan vanmôre bietjie na hierdie 3 gedagtes kyk. Die eerste gedagte, anonimiteit. Dit beteken eenvoudig, vriende, om naamloos te wees. Met ander woorde, sonder ware identiteit. Nou omdat die mens in sonde ontvang en gebore word, is die mens verwyderd van God en soekend na ware identiteit. As u maar gaan lees hoe die mense vraelyste uitstuur en wat mense sê, dan is die mens heeltyd besig om te worstel met vrae soos, waar pas ek in die samelewing? Wie is ek regtig? Wat is die doel van my bestaan hier op aarde? Waarheen is ek op pad? En dit is vrae wat mense deur die eeue tuister, en dit bring ook probleme in hulle verhoudinge met ander mense. Jy sien, die Bybel kom baie duidelik, en die Here sê vir ons in Jesaja 53 vers 6, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. So van geboorte af is ons sondaars, omdat ons dan ook deel het aan die sondeval, dit wat Adam en Eva in die tuin van Eden verkeerd gedoen het. En ek het al dikwels vir mense gesê, ons is nie slagoffers nie. As ons Adam en Eva was, sou ons presies dieselfde gedoen het as wat hulle gedoen het. Omdat ons dan sondaars gebore word, vriende, is ons mense wat nie werklik identiteit het nie. Ons, soos die Bybel vir ons sê, is kinders van sonde. Ons doen sonde, ons begeer sonde, ons verdedig sonde, en ons is op pad na 'n ewige afgryslike verderf.
En in hierdie proses maak ons baie keer mense seer, hulle maak ons seer, daarom is daar oorloë, daar is gevegte, daar is egskeidings, daar is gebroke verhoudinge, en die rede daarvoor is, omdat die mens half identiteitloos deur hierdie lewe gaan. Daar is 'n tweede gedagte, amoraliteit. Vriende, dis die tweede A in vir gebroke verhoudinge. Wat beteken die gedagte van amoraliteit? Dit beteken eenvoudig dat die mens apart of losstaande van God en sy woord nie regtig enige Bybelse standaard het om sy morele of etiese waardes en optredes aan te toets nie. U sien, losstaande van God is alles relatief. Daar is geen absolutes nie. Daarom sal die een sy perverse gedrag goed praat, terwyl die ander een dit veroordeel. Daarom meen sommige hulle leef nie te sleg nie, en God sal hulle maar net in die hemel moet toelaat, terwyl ander hulle self kastei en pynig ten einde guns by God te probeer wen. U sien, sondaars is mense wat nie regtig absolute standaarde het nie, omdat hulle nie lief is vir God se woord, en dit lees die een wat die absolute standaard in sy woord stel nie. U sien, geen een van ons goeie werke kan God beïndruk nie. En daarom is daar mense wat vandag poog om goeie werke te doen, om God te behaag, en ander sê, man, wat baat dit? Kom ons eet, kom ons drink, kom ons geniet ons lewe, want môre sterf ons. Daarom is die versyfer die hoogte in. Daarom is daar geslagsiektes, daar is allerhande probleme in verhoudinge, daar is moord en doodslag, daar is bedrog en diefstal en aanrandings en verkrachtings, en die rede daarvoor, vriende, is omdat die sondaar geen absolute standaard het waaraan hy sy lewe kan meet nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Jesaja 64 vers 6, ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Job vra die vraag in Job 15 vers 14, en hy sê, wat is die mens dat hy rein sou wees? En hy wat uit 'n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees? Kyk, in sy heilige stel hy geen vertroue nie. Ja, die hemele is nie rein in sy oë nie. Hoeveel minder die afskuwelike en onaarde, die mens wat onreg dink of drink soos water. U sien, dit is die probleem, die gedagte dat ons geen absolute standaard het nie. Dit raak ons, want die Bybel sê vir ons, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Ja, almal is nie so sleg soos hulle kan wees nie, maar hierdie gedagte van amoraliteit wys vir ons baie duidelik daarop dat ons in ons sondige staat geneig is tot die kwaad, en ons doen kwaad en ons regverdig onsself, omdat ons nie 'n absolute standaard het nie. Die derde aan ons verhoudings of gebroke verhoudings en verhoudingsprobleme is die gedagte van alienasie. Nou wat beteken dit, vriende? Alienasie, oftewel vervreemding of ontvreemding, is die derde A in ons gedagtes en beteken eenvoudig dat ek as identiteitlose mens sonder ware standaarde daarop ingestel is om myself te verhoog. U sien, daar is nie regtig tyd vir ander mense wat my lewe kan beïnvloed en moontlik kan verander nie. Ek voel bedreig as daar in my persoonlike ruimte inbeweeg word. Daarom hou ek mense op 'n afstand en laat net die toe wat my tot voordeel kan strek. En u kan miskien nou dink ek is baie pessimisties in my observasies en ook in my uitlatings wat ek vanmôre maak. Maar dink mooi daaraan. Waarom is daar oor die 50% egskeidings in Suid-Afrika en wêreldwyd? Waarom is daar soveel hartseer in verhoudings? Waarom is daar soveel boosheid wat aangaan in ons land? Is dit nie juis omdat ons geleer word en in ons sondige natuur die gedagte het dat it's me, myself and I nie? Daarom vind jy in 'n huwelik, mense is 'n paar maande getroud en dan sê die man vir die vrou, luister, jy's nie die een wat ek gedink het jy is nie. En dan begin soek hy na die volmaakte een wat hy in sy gedagte opgemaak het, en hy bly soek tot hy die dag doodgaan. Een van my ooms was 7 keer getroud in sy lewe, en die dag met sy dood was daar nie een van sy vrouens by sy bed gewees nie, en hy het nog steeds gedink dat hy die een was wat reg was. U sien, dis die probleem. Die mens in sy sondigheid wil homself onttrek van ander mense, omdat hy dink mense maak hom altyd seer, terwyl die Here ons juis roep om dan ook in hierdie wêreld in te gaan, om iets van Christus uit te leef. U sien, die groot gebod van die mens van die 21ste eeu is, jy moet jouself lief hê, met jou hele hart, siel en verstand. En as jy nog ietsie oor het, dink aan God of aan mense om jou. Dis 100% teenoorgestelde as wat die Bybel vir ons leer.
U sien, die mens van vandag word deur sielkundiges geleer, jy is die belangrikste en solank jy gelukkig is, solank is die Kaap Hollands. En dis die probleem waarmee ons sit. En ons gaan bietjie môre kyk, watter Bybelse oplossings is daar vir hierdie 3 A's in verhoudingsprobleme. Anonimiteit, ons gaan sien die oplossing daarvoor, amoraliteit die oplossing daarvoor, en alienasie die oplossing daarvoor. En mag die Here ons wysheid gee, mag hy ons gedagtes gevangene neem tot gehoorsaamheid aan hom, en mag hy vir ons stelselmatig uit die woord begelei om by die antwoord uit te kom, waar verhoudingsprobleme vandaan kom, wat die gevolge en die invloed op ons lewens is, en wat die uitkoms en die oplossing is, soos God in sy woord vir ons opgeteken het. Baie mooi en geseënde dag vir u, ons praat môre verder. Tada.